CSB, we're a bunch of individuals who are passionate about life and how important our faith is, journeying through life and offering you a platform to do that, whether it be online, whether it be in person, a relaxed environment, conversational style, and just talking about life and its journey. Baie dankie vir die geleentheid. Ek is ongelooflik gebless, maar baie meer op my senuwees. Hans Kriba, wat eintlik my baas van lank was by die Sharks en by die Sharks Academy, weet ek is baie beter in 'n kleedkamer of op die veld en die goed. Hierdie is bietjie tough. Die TV waar ek lank gewerk het is ook maklik, Eddie, want jy praat met 'n kamera en 'n paar liggies, maar okay, maar nou voel ek beter as ons nou miskien 'n joke of iets vertel. 100%. Hans is nou my baas nou en hy regeer vir ons met 'n iron hand hier so in die CSB groepie en so ons bid nog steeds vir hom dat hy tot redding kan kom. Maar Swai sê vir my, jy het nou 'n ongelooflike CV as 'n afrigter. Maar ek sien nou met die reins vat hier by die vroue span. Dit beteken vir jou soveel meer. Ek dink elke span wat 'n afrigter afrig, dis maar wat jy jou beste gee. Maar dit lyk vir my daar is iets anders in hy spanverband in hierdie tydperk nou as afrigter van die vroue span. Help ons 'n bietjie daai verstaan. Yes, Eddie, net vir 'n begin, jy weet, die liewe Vader het 'n ongelooflike sin vir humor. Ek kan eintlik nie een vrou goed hanteer nie, nou het ek 40, jy weet so. So hy is in sy 40 vrouens. Ek moet sê, ek verstaan nou, hoekom is Eva uit Adam se rib uit, jy weet die storie, en daai rib moes die prime rib gewees het, want ek het een ding geleer, wat nou met die vrouens wat ek werk, hulle is ongelooflik tough. Ek het gedink, ons gaan 'n bietjie touchy speel en sagte goed, nee papi, ons gaan, hulle wil ruk, hulle wil speel, en wat ek so van hulle geniet, anders as die mans, en ek is bevoorreg, Nico Wegner, ek het jou wat hier sit afgerig, Choppy, waar is Choppy? Sean, daar is Sean, great coach Sean, hier van Boys, gee hom net 'n hand asseblief julle. Okay, sorry, mag seker nou nie. So ek is so bevoorreg, ek het Hans Kriba self afgerig, maar waar was jou vraag gewees by die vrouens? Die vrouens, ja. Ek sien daar in die hoekie, wie sit almal daar? Ja, almal manne sit daar. Choppy sit ook daar en so. Ja, die vrouens, as ek julle net vinnig vertel hoe die verhouding gekom, ek sou nooit die vrouens afgerig het nie. Ek het afgetree, ek het vir Supersport gewerk, baie rustige werkie. Jy werk so in die aande, jy praat, jy verloor nooit nie. Die res wat my altyd geëet het, kan ek nou terug eet. En jy is net altyd die wenner. En toe ek 'n oproep gekry van Dave Wessels, om vir my te sê, wil jy nie coaches kom oplei nie? Jy weet, die onder 20s vir voetteele en al die dinge, want dis eintlik my liefde, om coaches op te lei en 'n mentor vir hulle te wees. En toe sê ek, ek en my vrou het gebid daaroor en gesê, ons kom, jy weet, ons wil nog altyd geëmigreer het na hierdie wêreld toe. Ja, land of milk and honey. Ja, almal wil mos maar daarbo bly, regtig. Baie dankie. Hierdie is maar die beste. En toe het ons 'n gebedsaak gemaak oor die ding, toe gesê ons kom. En net voor ons op die vlug is, toe sê hy, maar die ding het nou 'n bietjie verander. Hy het nou met Rassie gesels, hulle wil hê ek met die vrouens coach, want dis volgende jaar die wêreldbeker. Sê ek, nee papi, wag nou eers 'n bietjie met daai een. Laat ons daai is nou nie so eenvoudig nie. Maar om 'n lang storie kort te maak, ons het ja gesê, en nie een oomblik spyt nie, Eddie, nie een oomblik spyt nie. Dankie Here, ek was 35 jaar, of 37 nou al. Hulle is so afrigbaar, en leergierige gees, jy weet, en al die goed wat ek altyd van die mans in die spelers verwag het, arrive early, hulle is voor jou daar. Hulle bring energie, hulle het so 'n leerbare gees, dit is eintlik wonderlik, en dit is lekker om hulle af te rig. Swys, gee ons 'n bietjie, skep ons 'n konteks hierso, ons weet nou van die mans, dit is baie van hulle is professional, in die vroue gedeelte is hulle almal professional, het hulle kontrakte, hoe verskil die vroue, as jy nou vergelyk met die mans? Nee, nou, dit het heeltemal verander hoor, en veral Dave Wessels, hy is ons high performance coach. Ons het 60 vrouens nou al gekontrakteer, wat vol gekontrakteer is. Okay, hulle kry nie naaste my wat julle gekry het nie, Nico Wegner en daai tipe ouens nie, maar hulle kan na hulle self kyk. En weet jy, baie van hulle agtergrondstories,
die kontrakgeld wat hulle kry, gaan maar terug na baie van hulle na die families toe, en hulle het soveel om te onderhou, so dis eintlik so 'n mooi storie. As jy nou regtig 'n boek wil skryf, en iemand wil hom skryf, kan hy hom skryf op die storie agter die storie van vroue rugby. Maar om jou vraag te antwoord, vol gekontrakteer, hulle is 2 weke aan by ons, dan gaan hulle terug na hulle unies toe, of na hulle families toe, dan kom hulle weer terug vir kampe, en ons speel nou 10 toetse hierdie jaar, wat die All Blacks insluit, voorwedstryd vir Rassie hulle, wat Amerika insluit, ons gaan op 'n toer, Spanje, Italië, ons gaan Fiji toe vir 'n paar weke, so dis nou vol rugby, en ja, SA rugby, backvroue rugby geweldig, dit is eintlik 'n storie wat 'n wonderlike storie is, maar die pressure is nou op, ons was 13de, op die ranglys voor die World Cup, toe het ons goed gedoen, top 8 gehaal, en nou sien ek, ons is 10de op die nuutste ranglys. So skielik nou, die spanne wat hulle vir ons getrek het, wêreld rugby, is die talle spanne. Jy weet, so, daarom sê ek, hierdie is net om myself te cover, ons gaan net ontwikkel die jaar, jy weet. So as jy helse pak slaag kry, dan jy dan 'n rede, jy weet, jy ontwikkel. Dit is altyd met te goed. Ons coaches het 'n manier om goed te sê, jy is nooit skuldig nie, jy kom altyd los. Ek praat van die coaches wat hulle gesê het, ek onthou, Jake White altyd genoem, daar's 2 tipe afrigters, those who have been fired and those who will be fired. Ja. Stem jy saam? Ek was al gefire. En dit kom maar met die Macintosh, hy was my mentor in Durban gewees, Hans weet hoe het ons hom geloof, was Mac. Hy het weer gesê, two things happen to all coaches. You get fired or you die. Wow. So the fact that we can talk to one another, you're still okay, jy weet so. Nou sê vir ons weet mos nou, dis stressvol om agter te wees. Ek meen jy het 'n gameplan, jy hoop maar goed gaan, so jy het nou gehoop dat jy oefen hard en so voorts, en dan begin die ref met die game, blaas die vletjie, en dan gebeur ander dinge. Hoe hanteer jy jou bloeddruk in daai situasie? Ja, nie goed nie hoor. Ek kan net vir julle met julle deel. Ek het in 2018-19 net ek bietjie opgepak met die pressure cooker was net te veel. Ek het regtig, ek kon nie die druk meer hanteer nie, want ek was die hoofafrigter toe by die Leeu's, en as ons terugkom van die Leeu's, ons land op die lughawe, dan ek stryd toe hy na Rassie toe. So my vrou wag vir my op die lughawe met die tasse en die goed, so jy gaan net aan. So ek was regtig soos in 'n pinballmasjien. En die druk van die Leeu se kant, dat was maar kwaai om te produce. Ons sal 2 uur voor die game by die bokke, dan sal een van die ouwe van die Leeu's my vra, het jy nou daai kontrak uitgesort? Dan sê ek, nee, hier, wag nou eers met dit. Toe die pressure cooker vir my te kwaai geraak, en ironies genoeg, jy praat nou oor refs, toe ek opgepak het in Sydney, toe ek net nie die druk meer kon hanteer nie, was dit juist 'n ref wat vir my gesê het, ek het iets van vrou oor 'n lyn staan, ons het bietjie obstruksie gepleeg, maar ek wil geweet het of dit okay is. Toe sê hy, dis okay, julle kan dit maar doen. En die eerste 2 lynstande, toe eet ons penalty vir hulle. En toe ek hom na die tyd wil konfronteer, toe is ek afgejak, en die eerste ding wat ek doen is, op pad in die bus, ek check gou social media net hier onder, julle doen dit mos maar almal. Jo, en dan jy lees net al die goeie goed lees jy nie, dan lees jy net OL. En hulle raak persoonlik, so jo, ek wil net vir jong coaches en julle sê, pas op vir social media hoor. Daai is die duiwel wat rondloop, van daai mense wil jou net, ek weet nie hoekom nie, hulle is net, ek kyk nou met Cashhawk, hulle het hom so mooi opgebou, dis die Leeu se coach vir die wat nie wil weet nie, verloor 1 game, ja, hy is weer gone, nee, ek weet nie, dis 'n tawe in daai, dis so taf, ek moet eers gou water drink. So is nou, ja, ek wou vir jouself 'n bietjie vra, 'n vraag vir rondom daai tydperk, waar jy nou gesê het, nee, wat dis nou net te taaf. Ja. Maar dis moes nou at the end of the road. Daar was moes nou hierdie signs vroeër in daai tydperk wat jy gesien het. Ja. En verduidelik 'n bietjie hoekom het jy nie geluister daai tyd al die vroeër nie, en hoekom het jy gewag tot daai laagpunt om dan die besluit te maak om terug te staan? Ja, ek moet vir jou sê, ek dink wat gebeur met al ons afrigters, sonder dat jy dit weet, raak jy nogal bietjie ego-driven.
Jy raak belangriker as wat jy is, en ysterswart, en jy ou Soapie wat gesê het, mense wat dink hulle is dondersmart, is nie altyd so dondersmart nie, julle kan hom onthou dalk van julle, is so ou speeder gewees, en dis presies wat ons almal gebeur het, jy raak soort van untouchable, en ek het my hart vir die Here gegee jare terug, en weer 'n keer, en al ons goed wat ons by die Academy en Sean met julle in goed deur gegaan het, ons is kinders van die Here, maar jy raak te belangrik, somehow, en dan kan ek nie die goed hanteer nie, en dis presies wat gebeur het. Byvoorbeeld soos klein goedjies, ek sal in die aand in die hotel hê, dan daai rooi liggies van die aircon of die veiligheid, ek plak hulle toe. Want as ek net daai liggies sien, dan jy verloor eintlik kop, jy raak koekoes. En dis presies wat met my gebeur het. Ons was in Sydney gewees, na die insident met die skeieregter wat ek vroeër verwys het, wat ons verloor het in die Brumbies, en ja, dan begin die goed maar net oppak, en dit gebeur maar net. En dankie Here, ek het daar die beste, my seun was toe ook een van my management gewees, en hoe hulle my gehelp het, dis verskriklik gewees, jy kan nou dink, as jy in die vliegtuig terug huis toe, nou moet jy gaan recover, en daai tipe van dinge, wat sê jy vir die speler, so, en ek kon nie oor die tipe goed praat nie, so nou kan ek daaroor praat, en ek sien dit altyd, as ek te vinnig praat, stop my Eddie, maar ek sien dit altyd as, wat met ons coaches gebeur, is soos 'n pressure cooker. Nou vir ons, toe ons klein was op die koolstoof, as hy presto, julle ken nie meer prestos nie, hy het so lid bo, hy sê, en nou solang daai ding, dan is dit lekker. Nou, wat met ons en coaches gebeur, as daai ding vashak, en daai pressure cooker ontplof, dan sukkel jy. Rassie het kwaai met dit gesukkel, baie van die coaches het maar gesukkel met die druk, maar dankie Here, dat ek deur dit kon kom, en elke keer het die Here my net gevang. Van, as ek nou voor dit al dink, ek kan 'n storie skryf, hoe die Here my elke keer vang, en elke keer oortree ek weer, en ek raak te belangrik, en dit gaan oor jou, en dan elke keer dan kry ek weer 'n pak slaag. Maar hierdie keer was dit bietjie erger, en toe's ek fine, by die Leeu's gewees, Eddie, en dit het goed gegaan, ons is weer in die final van Super Rugby, ja, ek weet nie hoe wen nou finals, ons was 3 keer in die final, maar ons wen nie die blerrie goed nie, so, toe's ek heeltemal reg gewees, en toe ek by Rassie hulle kom, 17 toetse saam met hulle goed gegaan in die begin, ons het die All Blacks gewen, en dis 'n hoogtepunt, en ons het, en daar weg, want hulle is mos untouchable, hy speel Nieu-Zeelanders daar aan die kant, en ons het hulle daar gewen, so dit was net ongelooflike tye, en toe wat gebeur, toe die druk maar weer begin opbou, van ons moet meer drieë druk, en ek wil meer speel, en miskien wil Jacques Nienaber meer skop, en daai tipe goed, en intussen kom ek nie by die huis uit nie, intussen het jy die druk van die Leeu's, intussen, en toe was dit was erg geweest, en ek was in die hotelkamer geweest, en toe het hulle my daar gekry, Charles Wessels vir my gesê, nee, jy's nie lekker nie, jy's nou nie lekker nie, nou moet ons, toe Konrad die dokter gekom en sê, nee, Pel, jy moet 'n breek vat, dis 2 weke voor die World Cup, kan julle dink hoe skaam kry ou, en ek deel dit met julle, nou, handdoek oor die kop, en jy's maar daar in die vliegtuig, en ek sê, nee, ek's fine, ek sê vir Rassie, gee my net 'n paar, want Rassie was net goed vir my, hy was regtig net goed vir my, en hy het my ondersteun, en ja, toe het ek maar net weer besef, en jy weet, en een van julle het gesê, toe het ek net weer besef, so as jy het weer die kat in die gat beet, dit is die Here eerste, heel eerste, dan jou familie, dan jou werk. Dan elke keer ons mans wil hê, die werk moet maar somehow net weer eerste. Ons redeneer, maar as ek kan sorg, as my werk goed is, dit is verkeerd, en daai les, en met afrigters wat ek opgelei het, en veral skole, is dit die eerste les wat ek vir hulle leer, is daai lyn. En nog 'n les wat ek geleer het, Andrew, Eddie, nog 'n les wat ek geleer het is, soos die kruis, daai mentorstelsel, jy moet altyd iemand bo hê, wat jy na toe kan gaan, wat ouer is as jy, en dan moet jy dit kan deel, na iemand jonger toe. Nou my drie seuns is wonderlik, en iemand het nou gesê, daar's nie 'n groter geskenk vir 'n pa, ek raak emosioneel, as jou kinders van die Here is nie. Is daar 'n groter geskenk. So as jy iemand het wat jy na opgaan, en ek het sulke mentors gehad, jy weet, as ek dink wat ek na oorlede Koos Bekes en goed, julle sal hom onthou in Durban, jy het daai mentor gehad, en dan het jy
Jy daai vertikale lyn van die kruis en dan die horisontale kruis is baie belangrik. Dis jou pelle wat jy mee moet deel en na toe gaan en wat amper jou ouderdom is. En ek dink aan nou Baal, onthou jy Hans, ek en jy, en waar is jy nou? Ek en jy in Bali Swart, het ons gebid en gesing daar in Duitsland, en dan loop Bali daar in die koopsentrum, en skree soos Angus Bak en Amen! Want hy kruip weg vir ons, en dan skree hy Amen, dat ons hom nou moet soek. Maar van julle wat vir Bali ken. So om terug te kom na die kruiseffek toe, dit het vir my net deur al my swerwelinge en goed geleer, as daai Here eerste is, en jy pas dit toe, daai kruis op jou lewe, dan raak dit half maklik. Ekskuus as ek te veel praat, maar... Nee, jy is meer as welkom. Ek is bly om te hoor dat Hans ook dan Christelike goedjies gedoen het toe hy rugby Hy was nie Hans daar by ons, hy was die Duitser. Was hy, ja, nee, ek is bly, daar's hoop vir hom ook. Nou, jy het gepraat nou van daai mentorskap, né? En hoe belangrik om in die regte gemeenskap te wees. Maar as individu, hoekom dink jy het nou genoem ook, die partykeer dink jy, you are more than what you are, or what you think you are. In jou ervaring, jou persoonlike ervaring, hoe hanteer jy daai nederlaag? Jy het gesê 2 weke voor die Rugby World Cup, die headlines was groot gewees. Dit was. Hoe kom jy van wat daar gebeur het, waar jy nou vir jouself vandag vind? Ons weet nou, die Here te roeping oor jou lewe, ons weet vir jou deurgedra, maar geef ons 'n bietjie insight in sois, en hoe jy elke dag benader en besef, yes, like it, dit is wat dit is. Ja, dit is, ek het net besef, ek sal moet hulp kry. En baie van ons mans, of jy kry suikersiekte, of jy kry hartaanval, of iets gebeur met jou, as jy nie hulp kry nie. En ek het net nou verwys na die pressure cooker. Maar ek wil nou terugkom en sê, ek kan net sê, Jesus Christus, dankie, dat jy my gevang het, soos jy my altyd gevang het, my lewe lang weer. En dis my antwoord. Dis eintlik 'n baie eenvoudige antwoord. Kom na my toe, almal wat oorlaas is, ek sal jou rus gee. Nie miskien nie dit nie, ek sal jou vrede gee. Ek sal jou rus gee. Ag, en ek het 'n professor gaan sien ook, wat my bietjie sielkundig gehelp het, en hy het my net tools gegee, en ek deel dit met die mans hier. Jy moet daai tools hê, so as die pressure en die druk kom, hoe om dit hanteer. Ek kom byvoorbeeld nie in die traffic mee sit nie. Daai Joburg se traffic het my mal gemaak. Dit is voel of almal hoet en almal skree. Jy weet, en ek wil ook nie soos Mr. Bean, laat net vir hulle al daai tekens en goed wys nie, so. Dis hoe jy voel, maar daai klein goedjies, en elke keer, ek dink dit is maar net, het die Here net weer vir my gesê, ek is lief vir jou, ek sal na jou kyk. Jy weet, ek sal jou die storie vertel, ek het geland op die lughawe, my vrou het my kom haal, en my jongste seun Jamie was saam, en ons pa right, en moenie 'n woord sê nie, ons is lief vir pa, en ons gaan nou huis toe. Op pad, ek het net so 3-4% oor op my foon, lei die telefoon. Nou, hoor nou hierdie storie, hoe die Here my net daar elke keer vang, en nou ry ons huis toe, maar Lies sê, nou wat gaan jy nou doen? Wat gaan jy nou doen? Want dis nou, ons is lief vir jou, maar ons moet nou, okay, sy sê ons kan die huis verkoop, ons kan nou hierdie goed doen, hier lei die foon. Toe sê die groot baas van Supersport, is jy alright? Ek sê ja, ek's alright, ons sit vir jou werk, wil jy analis kom wees op Supersport? Nou, wow, nou dieselfde het my gebeur in 2003, toe ek gefire is by Griekwas, vir heel ander redes, dis nou nie belangrik nie. Op pad huis toe, ek roep die kinders, sê pa het nou sy werk verloor. Hier bel Brian van Sail my van die Sharks af. Deur Hans Kriebas se toe doen. Hulle weet van niks nie. Hulle weet nie van wat het gebeur nie. Wil jy nie terugkom Sharks toe nie? Ons soek 'n jong coach om hier. Ja, so ek kan so 'n hele storie vertel. So weet jy wat? Eddie, dit gaan terug op agape liefde. Dit gaan terug op Jesus, dankie. Vang my net elke keer, want hy wil nie jou verander en my verander nie. Maar hy wil my ondersteun. Hy wil my vang en wees soos wie ek is. En dis regtig vir my in my klein wêreldjie, in my hart. Ek kan net sê dis amazing grace. En toe ek my hart destyds vir die Here gegee het as 'n student, toe ek gehike saam met 3 army ouens. En toe ons in die kar klim, dis ek op pad Pietermaritzburg. Toe onthou julle die hike daar, maar julle is nog almal te jonkie. Wat jy hike en daar's 3 army ouetjies nog agter ingeklim en ek sit voor en daai pastoor
wat ek toe later het ons gesels uitvind as 'n pastoor. Ek nie weet as 'n pastoor nie. Hoe die Here geweet om daai pastoor vir my daar te stuur, en toe ons so ry, toe is daar so 'n blaadjie wat sê Amazing Grace, en ek tel die ding op. Ja, sweet the sound that saved her. En ek sit vir die ding so en kyk, en ek kyk vir die pastoor, of vir die ou, toe sê, do you like that? Toe sê ek, yes. Toe sê ek, keep it. En toe hy my aflaai op Harry Smit, en hy gaan Joburg toe, en ek hy Pietermaritzburg toe, toe staan ek daar langs die pad, toe weet ek die Here het my weeggevang, dat goed gebeur, op die universiteit goed wat my geplaat, so my storie, wat ek wil deel is, as jy lief is vir die Here, soos jy jou laaitie sal vang, elke keer, so vang die Here jou elke keer. Jy moet net lief bly vir hom, jy hoef nie perfek te wees nie. Jy kan foute maak, en my seun in Londen sê altyd vir my pa werk en woon net rustig voor, dit staan, dan geef my die skrif. Ja, so dis, wat was jou vraag nou weer, Eddie? Want ek is Jy het hom geantwoord, Swys. Swys dan, kyk, baie van die mense wat nou hier vandaan teenwoordig is, né? Ons is nou nie almal afrigters nie, maar ons rig ons eie lewe af. En partykeer is dit nou moeilik. Ek het nou baie van die highs gepraat en baie van die lows gepraat. En in daai journey, wat sal jy nou vir individue, Jesus sê vanaand is, hoe remain jy consistent in jou conduct, en hoekom is dit belangrik? En jy het ook gepraat van, en die tweede vraag is, jy het gesê, jy het uitgereik, en jy het nou professional help gekry. Maar partykeer is ons halfpad skamerig, en ons dink is, as 'n Christen, the joy of the Lord is my strength, en môre moet ek net opstaan, en the joy of the Lord is here. Maar partykeer, die omstandighede, druk jou so, dat baie moeilik is om dit te kan glo. Net bietjie insights rondom daai uitreik vir professional help, en dat is deel van ons kultuurie, en hoe bly jy as 'n afrigter van jou lewe, en jou familie, wat jy afrig, hoe bly jy consistent in jou conduct? Yes, goeie vraag, Eddie. As ek net in my afrigting kom, ek glo met die vrouens wat ek nou afrig, ons het nou in die Wêreldbeker ook gedoen, jy moet wees net reël. Wees net reël, wie en wat jy is. Sodra jy probeer dink jy is iemand wat nie regtig, dan kom jy nie deur nie. En wat ek met die vrouens gewerk het, ons het so 'n liedjie vir hulle gespeel, Miracle on Miracle on Miracle, met die World Cup. En daai meisies het begin glo aan, ons leef in 'n tyd van miracles. As jy Jesus se stories hoor, in die evangelies, hoeveel miracles julle? Dis baie miracles, maar ons wil nie meer in miracles glo nie. Ek gaan julle miracles vertel wat gebeur het met die World Cup met die vrouens. Ons het nie een besering gekry in 7 weke nie. Nou, ons dokter, ek raak emosioneel. Dr. Moshi het net vir hulle gebid. Elke dag gesê, in die naam van Jesus, ons gaan nie beseer raak nie. Ons het nie 'n besering gekry nie. Ons sit in Italië, en dis 'n praktiese voorbeeld. Dit 2 keer met my gebeur wat ek hierdie vir julle wil vertel. Ons sit in Italië, wie van julle dalk die game gekyk? En Libby moet uitskop. Die uithuurder het gegaan, maar die vrouens skop nie so ver nie. En sy skop nie uit nie. En daai wing kan net die bal vang en gaan skoor. Dan is al hierdie drome verby. Daai bal kom so na ons, so nou Franna, 'n great ou Franna, hy's 'n pastoor in Wellington, Franzel. Hy's my forwards coach. En die bal kom so en hy sê, o Here help. Julle sal nie glo nie, daai mal maak so 'n curve en hy hop voor hy vleuel en hy's uit. Nou ons lag, as sy hom gevang het, dan ek nie nou hier gesit nie, want ons het dan, en jy sou nog hier gesit het. Ek het destyds net dit vir julle gou vertel. Ek weet nie wie van julle was by nie. Choppy, jy was dalk by, Rian. Ons speel op die bulle. Ons moet, Jaco van der Westhuizen is ons fly-off. Hy moet die skop oorsit vir ons om in die knockouts te kom. Maar niemand weet dit nie, maar ek weet dit, en hy weet dit ook nie. En ek sê vir Gavin Melville nog, onthou jy Hans, ek sê vir Gavin Melville, Jakes moet nou net hierdie bal deursit, dan soos, ons het dit nie so gecover in detail nie, destyds nie. Jaco sê, nou ken julle vir Jaco van der Westhuizen, hy wat sy ding opgetrek het en sê, ja, is dit nie wonderlik nie. Ek love it mos, as Scottie Scheffler sê,
God defines me, not golf. Ek love net elke sportman wat getuig, is dit nie? Kan ons vir al die sportman wat getuig net hande klap asseblief? Nou skop Jaco die bal, maar daai bal trek nie, as jy het kantlyn toe skop, dan trek hy mos soos 'n torrie. Maar hy pleis hom dat hy 'n torrie is. 'n woer skop. Wat het Dok Craven vir jou gesê, hoe skop jy Hans? Dan jy dit onthou. Nee, ek sal nie dit nou herhaal nie. Maar hy sê, daai bal kom so, hy gaan so half op, en hy's net agter in die vlagman steek hom op, hy's oor. 'n miracle skop, jy kan nie daai woer, in die kleedkamer kom en sê, sorry coach, hulle dink hulle het nog steeds verloor, ek sê we through, we needed Jaco's kick. So ek het sulke klein, en dis vir my die miracle, nie in die groot goed nie. Eddie, in daai klein goedjies, soos daai skop wat Libby geskop het, wat ons die World Cup wen. So ag, dit is, ja, in die ander vraag, hoe hanteer ek dit? Jou tweede vraag, weet jy wat werk vir my? En elke ou het maar sy tegnieke. Ek glo in wat 'n vriend het ek in Jesus. We must be God-fearing. Dis belangrik. Maar jy moet ook die love en die vriendskap van Jesus kan ervaar. Hy is jou vriend. So ek sal in die nag dink en goed en wakker word, en wat ek geleer het, en die professor wat my gehelp het my gesê, bid net. As jy nie kan slaap nie, bid. Hy sê, ja, nou, dit werk hoor. Ek dink dit werk, want ek slaap weer. So, en klein, en dan praat hulle van 1 second prayers. Net waar jy ry en waar jy beweeg, wat jy doen is net, want dan, soos jy jou pels hulle 'n boodskap stuur, dit werk vir my. Net daai konstante vriendskap met die Here. Ek is nie daar teologies sterk nie. Ek ken so 'n paar versies, en vir my is dit daai genuine verhouding. Wat 'n vriend het ek in Jesus. Jy weet daai ding. There we go. Nog 'n geleentheid as jy 'n vraag wil vra. There we go. Outside voice. So ek wil graag weet, vir iemand wat in die publieke oog is, wat obviously baie aansien kry, dink ek moes 'n vrou nog steeds 'n crucial rol speel. Dis baie keer die persoon aan die agterkant van die skerm. Ongelooflik. So eerstens, hoe significant was haar rol? In terme van die beide wat sy gemaak het tot die man wie is vandag. En tweedens, hoe belangrik is dit om die regte spouse te kies? Want is baie jonger mense vandag. Ja, kom ons nou op die tweede vraag. Eers die vraag is, op die eerste vraag van my vrou, ja, wat vir mense wat haar ken, haar bynaam is Muis, Marilies Muis, maar sy is God-sent. Hoe sy al deur hierdie goed en net by my staan, en hoe ons verstaan, en nou ons al 3 seuns is twee is in sport, Neil is Neil my een seun is by die Bulle, die attack coach, nou hy was hier by Boys High gewees, en my ander seun, vir die wat enige band het, hy kom nou oor 2 maande plaas toe, Boland Landbou, hy gaan die Engelse meneer wees en rugby coach daar. So, ek is so bly, en my ander seun is in Londen, hy is in die finansiële bedryf in, maar my vrou is letterlik, ek dink Spreuke, of waar lees jy van hierdie vlytige, sterk, ek dink elke man wat so 'n vrou kry, dis dan die grootste blessing onder die aarde, en soos nou op pad hiernatoe, sy sê vir my, elke ding wat jy gaan sê, my man bid ek vir jou. Jy weet, dis net sy is net ongelooflik. Kyk, hulle maak jou 'n bietjie gatvol partykeer. Ons het gewen. Nou ry ek van die Lions af, ons wen die Highlanders. Hulle kan jol, nou maar ons stamp hulle. Nou ry ek huis toe, nou kom ek by die huis en dan sê sy, was maar so. Jy wil nie dit hoor nie. Jy wil nie dit hoor nie. Maar ek weet nie, sy is net, ek dink die woord om jou vraag te antwoord, 'n man is gebless as hy 'n vrou het wat so is. Dis 'n massive blessing. En die tweede vraag was gewees, hoe kies jy die regte een vir hy forever wife of partner? Dis moeilik. Ons het al op in my BC before Christ jare het ons al, so sy ken daai slegte deel van my voor ek nou die pastoor gekry het toe ek gehike het. Voor daai jare, sy ken die bad deel. Ek dink jy weet maar net, hoor. Jy weet maar net.
Dis amper so spankeuse van die span. Jy moet baie keer daai call maak en ek beloof vir julle, ek bid vir die span, vir die regte spankeuse. En ek het so 'n sterk geestelike span. Ek was bevoorreg met Johan Ackerman wat ons headcoach was op 'n tyd by die Leeu's. Wat 'n godsman. Dit was 'n voorreg om vir so ou te werk by spankeuses en alles. Jy kan hom nou bel en kyk jy wat staan op sy. Ek is tot alles, ek dink wat is die nuutste en ek is tot alles in staat op sy profile pic. So hy is net een van daai wat wonderlik is. So keuses vir jou vriende, vir jou spanmaats. As jy naby aan die Here leef, glo ek, sit hy die regte vriende in pelle op jou pad. Dit is ek dink wat het gebeur. Jy praat nou van Akkers, ek onthou toe Jake White vir hom in die groep gesit het. En hy was met so 'n ou top, hy het toe destyds gaan club rugby speel vir Hamiltons. Ja. En ek en hy was roomies op 'n tyd. En hy het so kyk besering en sê, "Jesus, Eddie, kom ons bid. Ons bid vir die kid. Ek is nou in die span en ek is op die bank, maar ek moet nou bid, kom ons bid." En hy het toe gespeel en ek regtig waar ek kan saamstem wat jy noem dat hy is op regtig waar 'n mens en hy doen alles. Hy's 'n godsman. Hy's 'n godsman en jy kon dit sien nou toe hy net die bulle verkeerde span van nietemin. Toe die bulle nou die hoofwag daar was en het gesukkel in die begin en het verloor hoe hy moeilike tydperk gehanteer het in die media want dan is front page elke week. Ja. Ja, hy is like vir julle wat Akkers nie ken nie. Hy's 'n ou polisieman daarvan want hy's daai tipe ou. Ja, jy speel vir hom. Sean, jy het ook saam met hom gewerk en van die ouens wat hom ken. Akkers, Hans, jy ook. Hy's net een van daai om jou vraag te antwoord as jy jou surround by regte mense. Ek het 'n cushy job by die Sharks gehad. Ek is nie op kontrak nie, ek was op die payroll. Nou vir coaches is dit uniek hoor. Want jy kan nie eintlik gefire word nie, arbeidslaw en alles beskerm nie. Dis eintlik heerlik. En toe hy my bel en sê, want ek het hom by Griekwas afgerig voor hy Sharks toe is. Toe sê hy vir my, asseblief, hy sê nog coach, jy moet kom. Ek soek jou. Toe sê ek, Akkers, ek het 'n droom gehad die volgende dag ek gaan kom. Ek moet jou arms kom optel. Maar dis sulke stompe. Toe sê ek, ek sal elke dag moet gaan gym om my arms in die lug te hou. Maar ek dink dit antwoord, jou vrou, jou mense om wie jy is, dit is so belangrik. Meng jou met die semels en verkeerde pelle en regte, daar's niks so lekker, dan kom terug na my kruis toe. Jou portuurpelle, eers dan lekker as jy portuurpelle het wat godsmanne is. Dis lekker en daai moet ons nou opvat, raad kry bo by ouer ouens en moet dit afvat na die jong mense toe. So is jou vraag geantwoord? Ja. Dis 'n lang antwoord, sorry man. Nee, geen probleem. Net 'n finale vraag van my, ek sien niks aan die hande nie. So, ek het nou gehoor die forwards coach en die dokter, hulle almal bid en hulle is Christene. So ek neem aan jy kon hulle kies. En as dit die geval is, hoe belangrik is dit vir jou individu, vir ons Christene, om in 'n gemeenskap te wees wat mense dieselfde waardes het? Baie belangrik. Dis so baie belangrik. Dit kom terug maar wat ek gesê het van die vergrote familie en van jou vriende op, dis baie belangrik. Ek het in die Here stuur ook vir jou, as jy naby hom leef en jy vra hom, dan stuur hy vir jou die regte mense. Ek het nie vir Dr. Moshe gekry nie, by die vrouens nie, hy was daar. Ons Zoe is haar naam gewees, is 'n dametjie wat vir ons die analysis doen. Sy staan nie agter die coaches box en bid die hele tyd. Dan sê ek vir Joey nou vir die bly die ref op nou begin bid, want hy's nou, jy weet, maar dit is daai, Jessie Hans, help 'n bietjie hierso, destyds by die Sharks ook gewees, daai groep ouens wat ons gehad het, Nico Wegner, waar's Nico? Dit was net, dis asof as jy die goed reg doen, en die Here stuur die regte ouens op, hy stuur vir die verkeerdes op, hoor. Maar laat ons nou nie weer oor refs praat. Jy moet onderskei. Ja. Dan sê ons, net die laaste een, dan sê ons, refs is eintlik nice ouens, dis almal ouens wat eintlik coaches wou word, maar toe maak hulle nie great nie, dan word hulle maar refs. Hulle is so speedkops wat polismanne wou wees, jy weet. So hy's net voor ons vir Charles oproep. Natuurlik, ons weet natuurlik die Suid-Afrikaanse span is nou in die knockout phases van die URC. Eerste vraag is jou opinie oor daai kompetisie en is daar geleenthede om in die toekoms om weer terug oor see te gaan die kant toe en saam met Australië en Nieu-Seeland speel, wat is jou opinie daaroor? En wat is jou
ja, wat is jou dream final hierdie jaar met daai 4 spanne in die uitronde? Yes, dis om by die begin te begin. Ek is bietjie ou skool, ek het Super Rugby ongelooflik geniet. Want jy het ander faktore soos die jetlag wat speel en jy het nie makliker games eintlik gehad nie. Ek weet nie, miskien was die Rebels so bietjie makliker later, maar waar jy nou met die Italiaanse spanne, ons verwag ons moet hulle wen, die Walliese spanne. Maar om terug te kom, ek dink die URC is tog 'n baie, kyk die championship moet ons nie verloor nie. Ons moet, ek weet nie hoe voel julle nie, jy moet getoets word met die beste. Ja. En daarvoor staan ek nogal sterk. Ek weet nie hoe sterk is dat ek net gedryf deur die pers nie. Want die rugby ouens sê nee, ons wil die krag teen krag hê. En dan om nou jou vraag op die finaal, net gou dit, ek kan nie glo ek skree nou vir die bulle nie. Want ons is geleer van kleins af by die Sharks, by die Cheetahs, Stoffel, waar jy hou nie van 'n bil nie. Jy hou nie van 'n bil nie. Nou is jou seun daar, nou moet hulle wen, want bloed is dikker as water. Swys, ek is nou ongelukkiger as dit op daai noot moet eindig. Maar ek moet sê, ek love die Stormers, en die Kaapse mense. Sê my, waar bly jy, Swys? Jy bly Jy beplan jy iets? Nee. Ons bly daar by Optenhorst. Ek weet nie of julle hom ken nie, daar by daai In die Weskaap hierso in die Weskaap. Waar bly ek? Ja. By Optenhorst daar in die Noordelike Parel. Noordelike Parels, dis in die Weskaap, ja, so natuurlik, jy weet, toe jy nou getrek het, jy moet die plaaslike span ondersteun, die streekspan natuurlik, dis die Stormers. So ongeag of jou seun nou afrig daar by die Blou Bulle, ja, jy kan nog steeds hom ondersteun. Is soos 'n familielid wat in die tronk is. Ons is lief vir hulle. Ons weet hulle is daar, maar ons praat nie van hulle nie. Dis die beste hoe kan ek dit, ja. Dames en here, Swys de Bruin.